Nou geliefdes, ons was vir die afgelope paar weke besig met 'n tema rondom dinamiese geloof. En die vraag, wat glo ons regtig? En wat is dit wat ons geloof presies behels? En ons het gekyk na 'n paar aspekte van die gawe van geloof, die vrug van geloof, die fokus van geloof, en 'n paar ander sake waarna ons gekyk het. Vanmôre wil ek graag afsluit met hierdie tema, voordat ons 'n bietjie gaan kyk na van die graf tot die kruis. Wil ek vanmôre met u gesels oor die gedagte van die inhoud en die kern, die hart van dinamiese geloof. Nou as jy vir baie mense vandag vra, wat glo hulle? Waarop is hulle geloof gebaseer? Of wat is die inhoud van 'n geloof? Gaan jy baie antwoorde kry. Party gaan vir jou sê, wel, dis die 10 gebooie. Ander gaan vir jou sê, want dit is my Bybel, 'n genootskap, of my geloofsgemeenskap, of my denominasie se geloof. Dis die inhoud van my geloof. Anders sal miskien verwys na Jesus wat gesê het, dat ons God moet lief hê met ons hele hart, met ons hele wese, met ons hele verstand, en dan jou naaste soos jouself, want dit is die inhoud van jou geloof. En al hierdie antwoorde mag 'n aspek wees, mag 'n bydrae lewer tot die kern van jou geloof. Dis nie alles verkeerd nie. Die probleem is die oomblik wanneer jy na hierdie goed begin kyk, as die kern van jou geloof, dan dink jy so, en jy dink so, en jy dink so, en ons het honderde boeke op die rakke, wat almal vertel van hoe sien hy, hoe lyk die kern van geloof. En miskien kan jy vanmôre sê, pastoor, maar dat jy vanmôre gaan sê, is ook maar net weer jou siening. Want ons is mense. Ons kyk verskillend na hierdie goed. Maar as ons doen wat ons verlede week oor gepraat het, van dat ons geloof gefokus moet wees op Jesus en Jesus alleen, dan moet ons gaan kyk wat sê Jesus. Wat behoort die inhoud en die kern van ons geloof te wees. En blaai saam met my, jy het dit daarop gehad, jy kan daarmee saam bly, jy het dit ook weer op die skerm, as jy dit kan lees. Ek weet dit is 'n bietjie dof nog, ek het probeer om dit so groot as moontlik te maak. Gawie, Markus 7 vers 5 tot 9, kom Jesus, dan kom praat hy met die fariseërs wat hierdie selfde probleem gehad. Die fariseërs het gesê, die kern van 'n geloof is die 10 gebooie en al die wette wat daarmee saamgaan. Die Sadduseërs het dieselfde ding gesê, maar hulle het gesê hulle glo nie in die opstanding nie. En so was daar verskillende groepe ook onder die fariseërs wat elkeen hulle eie sienings gehad. Nou kom hulle en hulle praat met Jesus. Luister mooi. Markus 6 vanaf vers 5 sê, die fariseërs en die skrifgeleerdes vra toe vir Jesus, dit wat ons ook moet doen. Jesus, wat sê jy? Wat sê jy, wat is die kern? Wat sê jy is die inhoud van ons geloof? Waarom handel die disippels nie volgens die oorgelewerde gebruike, ons siening van hoe dat ons geloof moet lyk, die oorgedrade gebruike van die voorgeslagte nie? En eet hulle nie, kom eet hulle met onreine hande? En hy antwoord hulle, luister mooi sy antwoord. Die profeet Jesaja het julle baie mooi opgesom. Julle is skynheilig. Dit wil hulle nie hoor nie. So daar geskrywe staan, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Jesus kom en hy sê die skrifgeleerdes, luister, dit gaan nie oor wat jy sê nie. Dit gaan nie oor al jou mooi geskrifies nie. Dit gaan nie oor al die boeke wat jy geskryf het nie. Dit gaan nie oor, ek noem nou maar net as 'n voorbeeld 'n paar name, wat Jimmy Swaggart gesê het, of wat Billy Graham gesê het, of wat hierdie groot prediker, of wat Herman de Tooy gesê het nie. Dis alles lippetaal.
jy praat oor die kern van dinamiese geloof, wanneer jy praat van wat jy glo, gaan dit nie of jy glo in Pinkster of gereformeerd nie. Die vraag is, wat gaan in jou hart aan? Dis die vraag. En dan gaan Jesus verder. Dan sê hy, dit help niks dat hulle my probeer dien deur leerstellings van mense, die Heidelbergse Katekismes, die Dordtse reëlleers, hierdie kerkse leerstellings en daai kerkse leerstellings, dis nie waaroor dit gaan. Van mense as gebooie van God voor te hou. Julle laat die gebod van God los en hou aan die oorgelewerde gebruike van mense vas. Hy het verder vir hulle gesê, julle verstaan die kans goed om die gebod van God op sy te skuif. En ons weet wat is daai gebod? Dis die liefde. En julle oorgelewerde gebruike in stand te hou, want dit gaan nie oor julle harte nie. Dit gaan oor julle oorleweringe. Dit gaan oor julle eie denke, julle eie voorstellings, julle eie menings. In plaas van dat julle kyk wat in julle hart aangaan. En die hart gaan oor liefde vir God. Die hart gaan oor omgee vir God se mense. Die hart gaan oor die menslike emosies, maar dit gaan oor 'n hart wat gevul is met die Gees van God. Jesus kom en hy sê vir die Fariseërs, julle skyn heilig, want julle hou vas aan menslike leerstellings, in plaas van dat julle julle harte ondersoek. En hy gaan verder in vers 20, dan sê hy, wat van binne af uit 'n mens kom, dit maak 'n mens onrein. Van binne af uit die hart van die mens kom die slegte gedagtes, onkuising, diefstal, moord, oorspel, hebsug, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid. Al hierdie slegte dinge kom van binne af en dit maak 'n mens onrein. Wat kom sê Jesus? Hy sê mense, as jy wil weet wat is die kern van jou dinamiese geloof, as jy wil seker maak dat die geloof waarmee jy fokus op Jesus, die geloof wat jy vrug wil dra, die geloof wat jy gawes het om bedieninge uit te leef, as jy wil seker maak dat hierdie geloof suiwer is, skoon is, eg is, hou op om vas te hou aan die uiterlike. Maar kyk na jou hart. Broer en sussie, lyk ons harte verwore. Maar is ons gemeente, hoe lyk ons harte verwore? Wat ervaar ons van mekaar, wat ons met mekaar te doen het? Hoor ons net hoe ons alles kritiseer en kla, bang en grou oor alles? Of ons harte gevul met hierdie goddelike wete, Jesus is my koning. Jesus is my God. Jesus is my verlosser en zaligmaker. My plekje in die hemel is voorberei. Waarvan is ons harte vol? Waarmee hou ons onsself besig? Weet jy, kry ons met 'n keer mense. As jy met saam met hom in 'n vertrek sit en jy stap en dan voel jy vuil. Want hy net altyd alles negatief te sê. Morbied. En dan kry jy die ander mense, jy wil so graag saam met hulle wees, want Jesus, as jy met hulle besig is, dan hulle lig jy net op. Hulle versterk jou, hulle bemoedig jou. Het gaan oor die hart. As ons harte gevul met Jesus, of as ons harte gevul met die wêreld. Die getuienis van Bobby vanmôre was so kosbaar. Want
wys vir ons dat selfs in hierdie wêreld waar ons lewe met al sy vieslike vuil politiek en dinge wat nie gedoen word, en mense wat morbid is, en mense wat kwaad is, en mense wat mekaar wil aanval en doodmaak, kom Jesus, en gebruik 'n speaker, en hy wil net vir jou sê, with God, everything is possible. Wow! Raak ons harte. Is ons geloof gevul met menslike sienings, of is ons geloof gevul met Jesus, met sy liefde, met sy goedheid, met sy guns, met sy genade. Daarom, volgende skryf sê, dynamiese geloof is 'n saak van die woord en van die hart. Jou geloof is nie 'n denominasie nie. Jou geloof is nie 'n persoon nie. Jou geloof is nie 'n tradisie. Jou geloof is nie omdat jy lekker of sleg sing Sondag in die kerk. Jou geloof is 'n saak van God se woord wat sê God is tot alles in staat in jou hart. Lyk ons harte vervul. Is ons harte gevul met God se woord, of moet Jesus vir jou en vir my ook sê, jy skyn heilig? Want alles gaan net vir jou oor gewoontes en tradisies en oorleweringe. Maar jou hart is vrye. Die woord is 'n lewende woord. Die woord is Jesus, wat met jou en met my wil kom praat in ons harte. Die woord is hierdie swart boek wat ons in ons hande het, wat ons kan lees elke dag, en kan hoor wat God vir jou en vir my wil sê. Die woord is die Heilige Gees wat jou en my wil kom herinner aan alles wat Jesus vir jou en vir my nagelaat het. Die woord is dit wat jou oplig en jou opwek en jou versterk en jou bemoedig en vir jou krag gee vir elke dag. En jou hart moet daarmee gevul wees. Die woord van God moet die fundament wees van jou lewe, dan sal jou dynamiese geloof ook gesond wees. Die vraag van môre is, hoe lief is ons vir God se woord, nie vir menslike oorleweringe nie. Ek dink eendag agtergekom dat ek nie baie lief is om in my preke te verwys na wat hierdie ou sê, wat daai ou sê, en wat hierdie ou voel, en wat daai ou dink nie. Want dit raak my nie. Wat vir my belangrik is wat die woord sê. En nie ook die woord soos dit bypas, dat Jona nie meer daar moet wees nie, en dat die aarde nie regtig in 6 dae geskep is nie. Ja, glo die Bybel pastoor, maar daai goed is 'n bietjie verregaande. Dis nie die woord waarvan ek praat. Die woord waarvan ek praat, is of hy nou Afrikaans of Engels of Latyns of Grieks of Hebreëus is, dit maak nie saak nie, maar dit is van Genesis 1 tot Openbaring 22. Elke woord is deur die Heilige Gees ingegee, en is waar, en is reg. En ek vra nie vrae oor hoekom is dit moontlik dat God in 6 dae kon geskep het nie. Ek vra nie eens daai vraag nie. Is God se woord, of dis nie God se woord? Dis die waarheid, of dis nie die waarheid? Jesus kom en hy sê, kyk na jou hart. Waarmee is jou hart gevul? Is jou hart gevul met God se woord, God se waarheid, God se wil, God se plan vir jou lewe? Dan kan jy staan maak dat dynamiese geloof 'n impak gaan hê op jou lewe. Maar as jy mense wil vashou, as jy mense wil aanhang
leerstellings wil vashou, dan sê Jesus dat jy skyn heilig. En iewers gaan jy vasloop en agterkom, daai ou wat daai magtige stelling gemaak het, is ook maar net 'n mens in ook geval. En iewers gaan mense jou teleurstel. Maar God se woord is van alle ewigheid tot alle ewigheid dieselfde. En die een jota of een titel daarvan sal verlore gaan, sê Jesus, vir alles nie vervul is. God se woord is die waarheid. Waarmee is jou hart gevul? Waarmee vul jy dit elke dag? Waarna luister jy elke dag? Want Paulus kom en hy sê, geloof kom deur die woord. En as jy wil hê jou geloof moet groei, dan moet jy voller word van die woord. En dan die tweede aspek van dynamiese geloof, se kern, se hart, is die woord en jou hart self. Is jou hart rein? Is jou hart skoon? Is jou hart gevul met die liefde van Jesus? Is jou hart gevul met die werking van die Heilige Gees? Is jou binneste opgewonde oor Jesus? Is jou gedagtes vol van die wonderwerke van God? Is dit wat jy doen elke dag gebaseer op God se beloftes? Let jou hart. En as ons met mekaar te doen kry, hoe ervaar ons mekaar se hart? En as ek hierdie vraag vra, as ek ag Here, vergewe my waar my hart nie altyd opreg was. Vergewe my vir my verdeelde hart. Selfs Dawid kom en hy bid en hy sê, Here, deursoek my hart. En kyk of daar op my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg, want Here, ons mense val. Ons harte is nie altyd so opreg nie. Ons harte is nie altyd so skoon nie, maar as ons wil leef deur met dynamiese geloof, dan moet ons harte deursoek. Ons harte suiwer kry voor die Here. Hoe lyk ons ingesteldheid? Hoe lyk ons verwagting? Luister wat sê Romeine 10 vers 8 en 9. Die skrif sê, naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Leef ons elke dag so dat die woord van God naby ons is. As ons ons monde oopmaak, dan is dit die woord van God. En as ons harte deursoek, dan is dit die woord van God. Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van geloof. Want geloof kom deur die woord. En dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely, wat bely jy die woord van God? Dat Jesus die Here is. En met jou hart glo, wat glo ons? Dat God hom uit die dood opgewek het. Sal jy gered word. Wil jy jou hart skoon kry? Begin met jou mond Jesus bely die woord. En begin met jou hart glo. Gaan jy net gered word nie, maar dan gaan jy dynamiese geloof groei. Gaan jy al meer begin lewe as 'n geloofsheld. Gaan jy al meer begin lewe as iemand wat staan in geloof. Jezus kom kyk hoe die skrifgeleerdes is die fariseërs. Man, dis dan professors nie. Dis manne wat voor klasse staan en teologie studente oplei. Dis manne wat die woord van God uit hulle kop uitken.
daardie tydse Jode moes die hele Torah teen hulle 7de jaar moes met die hele Torah uit hul kop uit kom opsê. Hulle het die Bybel geken. Hulle het geweet wat is godsdiens. Hulle was baie voorbeeldige manne. Maar Jesus sê, julle skynheiliges, kyk na julle harte. Geliefdes, ek wil afsluit. Ons maak vanmôre klaar met die dynamiese geloof. Ek wil 2 vrae vra. Waarop fokus jy? En hoe lyk jou hart? Dis die 2 dinge wat ons op ons knieë met die Gees van God moet gaan uitwerk. Dis nie my woorde nie, dis Jesus se woorde. As jy nie dit kan doen of wil doen nie, dan is jy skynheilig. Dan kan jy maar sê, ek is 30 jaar in hierdie kerk, en ek dien die Here al 40 jaar, en ek was in al wat ek Bybelklas en college en teologie, opleidingsentrum, ek was oral. It means nothing. As jou hart nie opreg is. En as jy nie reg gefokus is. Hoe lyk ons geloof? Ek het aan die begin van hierdie week gevra, weet ons regtig wat ons glo? En vanmôre wil ek vir die Here sê, Here, dis my hart as leier van hierdie gemeente, dat ek sal wil sê, precies ons gemeente, hierdie groepie gelowiges, is daarop gefokus, om hulle oog gevestig daar op Jesus. En dis 'n groepie mense, ja, hulle val, hulle is nie volmaak nie, daar is ook maar dinge waarmee ons stoei, ons leer, maar Here, jy ken ons harte. En ons harte is op U gerig. En as ons val, kom en kom deursoek ons harte. En help ons, dat ons 'n groepie gelowiges sal wees, wat regtig weet wat ons glo. En wat staan, dit wat ons glo. Kom ons by ons hoofd.